Hoofstuk 9. Die 7 diakens. En in die dae, toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Die eerste Christelike gemeente het uit talle soorte mense van verskillende nasionaliteite bestaan. Tydens die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van die Pinkster, het daar in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Handelinge 2 vers 5. Onder die aanhangers van die Hebreëse geloof wat in Jerusalem vergader was sommige wat as Grieks sprekende Jode bekend gestaan het. Tussen hulle en die Jode van Palestina het daar reeds lank wantroue en vyandskap bestaan. Die harte van diegene wat onder die bearbeiding van die apostels tot inkeer gekom het, is deur middel van Christelike liefde versag en verenig. Ondanks hulle voormalige vooroordeel het almal eensgesind saamgewoon. Die Satan het geweet dat hy, solank daar eensgesindheid bestaan, magteloos sou wees om die vooruitgang van die evangelie te stuit. En hy het getrag om van hulle vroeëre denkwyses gebruik te maak, in die hoop dat hy daardeur in staat sou wees om elemente van onenigheid in die kerk in te bring. So het dit dan gebeur, naarmate die disippels talryker geword het, die vyand daarin geslaag het om agterdog te verwek onder sommige wat voorheen daaraan gewoond was om hulle geloofsgenote met agterdog te beheen en om hulle geestelike leiers te kritiseer, en so het daar murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Jode teen die Hebreërs. Die oorsaak van die klagte was 'n beweerde verwaarlosing van die Grieks sprekende weduwees in die daaglikse verspreiding van bystand. Enige ongelykheid sou teenstrydig gewees het met die gees van die evangelie. Nogtans het die Satan daarin geslaag om agterdog te verwek. Daar moes onmiddellik opgetree word om elke aanleiding tot ontevredenheid uit die weg te ruim, sodat die vyand nie kon slaag in sy poging om verdeeldheid onder die gelowiges te saai nie. Die disippels van Jesus het 'n krisis in hulle belewenis bereik. Onder die wyse leiding van die apostels wat in die krag van die Heilige Gees verenig gearbei het die werk wat aan die evangelie boodskappers toevertrou was, spoedig uitgebrei. Die gemeente het voortdurend groter geword en hierdie aanwas van lidmate het 'n al groter las op die leiers gelê. Geen enkele persoon of selfs groep persone kon aanhou om hierdie laste alleen te dra sonder om die toekomstige voorspoed van die kerk in gevaar te stel nie. Dit het nodig geword om die verantwoordelikheid wat in die vroeë dae van die kerk so getrou deur 'n paar manne uitgevoer is, verder te verdeel. Die apostels moes nou 'n belangrike stap doen om die reëling van die evangeliewerk te vervolmaak deur sommige van die laste wat hulle self gedra het nou op ander te lê. Die apostels het die gelowiges byeengeroep en daar het hulle onder die leiding van die Heilige Gees 'n plan vir 'n beter organisasie van al die werkkragte in die gemeente uiteengesit. Die tyd het aangebreek, so het die apostels gesê, wanneer die geestelike leiers wat met die toesig van die gemeente belas was, onthef moes word van die taak om vir die armes te sorg en ander soortgelyke laste, sodat hulle die vryheid kon hê om ongehinderd die evangelie te verkondig. Hulle het gesê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. Hulle het hierdie raad gevolg en deur gebed en die oplegging van hande is 7 manne gekies en plegtig afgesonder vir hulle plig as diakens. Die aanstelling van die 7 om oor besondere werkrigtings toesig te hou, het vir die gemeente 'n groter seën geblyk te wees. Hierdie amptdraers het noukeurig aan persoonlike behoeftes aandag geskenk en ook die algemene geldsake van die gemeente behartig.
En deur hulle versigtige bestuur en hulle godvrugtige voorbeeld, het hulle mede-amptenare op belangrike maniere gehelp om die verskeie belange van die gemeente tot 'n geheel saam te bind. Dat hierdie stap met 'n plan van God ooreengestem het gebleik uit die onmiddellike gevolge wat waargeneem is. Die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Hierdie insameling van siele was in 'n groot mate toe te skryf aan die groter vryheid wat aan die disippels gegee is en aan die ywer wat die 7 diakens aan die dag gelê het. Die feit dat hierdie broeders ingeseën was om veral na die behoeftes van die armes om te sien, het hulle nie belet om die geloof te verkondig nie. Hulle was inteendeel ten volle bekwaam om ander in die waarheid te onderrig, en hulle het die werk met groter ywer en welslaag gedoen. Aan die vroeë gemeente is 'n steeds groeiende taak toevertrou, naamlik om sentra van lig en seën oral te stig, waar opregte siele gewillig was om aan die diens van Christus te wy. Die verkondiging van die evangelie moes van 'n wêreldwye omvang wees, en die kruisgesande kon nie verwag om hulle belangrike sending te vervul, tensy hulle met die bande van Christelike eenheid verenig sou bly, en so aan die wêreld toon dat hulle in God een met Christus was nie. Het hulle goddelike leier dan nie tot die Vader gebid: "Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons," nie? En het hy nie van sy disippels gesê nie: "Die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie"? Het hy nie die Vader gesmeek dat hulle volkome een moet wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het nie? Johannes 17 vers 11, 14, 23 en 21. Hulle geestelike lewe en krag was afhanklik van 'n noue verbinding met die een van wie hulle die opdrag ontvang het om die evangelie te verkondig. Alleen in verbondenheid met Christus kon die disippels op die begeleidende krag van die Heilige Gees en die medewerking van die hemelse engele hoop. Met behulp van hierdie goddelike hulpmiddels sou hulle aan die wêreld 'n aaneengeslote front kon toon en die oorwinning behaal in die stryd wat hulle noodgedwonge voortdurend teen die magte van die duisternis moes voer. Solank hulle aanhou om saam te werk, sou hemelse boodskappers voor hulle uitgaan om die weg te berei. Harte sou gereed wees om die waarheid te ontvang en talle sou vir Christus gewin word. Solank hulle eensgesind bly, sou die kerk uitgaan, mooi soos die maan, rein soos die son, verskriklik soos slagorders met vaandels. Hooglied 6 vers 10. Niks kon sy vooruitgang weerstaan nie. Die kerk sou van oorwinning tot oorwinning optrek en sy goddelike roeping, naamlik die verkondiging van die evangelie aan die wêreld, heerlik vervul. Die organisasie van die gemeente te Jerusalem moes as voorbeeld dien vir die organisasie van die gemeentes in elke ander plek waar die boodskappers van die waarheid bekeerlinge tot die evangelie sou maak. Diegene aan wie die algemene toesig van die gemeente opgedra is, moes nie oor die erfdeel van die Here heers nie, maar hulle moes, soos verstandige herders, oor die kudde van God toesig hou, as voorbeeld vir die kudde. 1 Petrus 5, vers 2 en 3. En die diakens moes manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wees. Hierdie manne moes verenig aan die kant van die regstelling neem, en dit met vasberadenheid en beslisheid handhaaf. So sou hulle 'n saambindende invloed op die kudde hê. Later in die geskiedenis van die vroeë kerk, toe 'n groot aantal gelowiges in verskeie dele van die wêreld in gemeentes verenig was, is die organisasie van die kerk verder vervolmaak, sodat die orde en eensgesinde samewerking gehandhaaf kon word. Elke lid is vermaan om sy deel goed te doen. Elkeen moes die talente wat aan hom toevertrou was, verstandig gebruik.
Sommige is deur die Heilige Gees met besondere gawes bedeel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 1 Korintiërs 12 vers 28. Maar al hierdie klasse werkers moes eensgesind saamwerk. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees, aan die ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 12. Dit is ernstige verantwoordelikhede wat op diegene rus wat geroep is om as leiers in die kerk van God op aarde op te tree. In die dae van die godsregering, toe Moses geprobeer het om alleen die laste te dra, wat so swaar was dat hy daaronder sou beswyk het Jethro hom geraai om 'n wyse verdeling van die verantwoordelikhede te beplan. Jethro se raad was: wat jou betref, wees jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die sake voor God en onderrig hulle in die insettinge en wette en maak hulle in die weg bekend wat hulle daarop moet gaan en die werk wat hulle moet doen. Verder het Jethro aan die hand gedoen dat hy owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10 moes aanstel. Hulle moes bekwame manne wees, wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. Hulle moes voortdurend oor die volk die regspraak uitoefen, sodat Moses vrygestel kon word van die vermoeiende verantwoordelikheid om gedurig aan minderwaardige sake aandag te skenk, wat deur toegewyde helpers verstandiglik besleg kon word. Die tyd en krag van diegene wat in die voorsienigheid van God in verantwoordelikhede, leidende poste in die kerk geplaas is, behoort aan belangriker sake bestee te word, wat besondere wysheid en ruimhartigheid vereis. God het nie bedoel dat daar op sodanige persone beroep gedoen moet word om minderwaardige sake te besleg wat ander net so maklik kan afhandel nie. Jethro het aan Moses voorgestel: al die groot sake moet hulle na jou bring, maar in die klein sake moet hulle self regspreek. Maak dit so ligter vir jou en laat hulle saam met jou dra. As jy dit doen en God jou dit beveel, kan jy uithou en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplek gaan. Ooreenkomstig hierdie plan het Moses bekwame manne uit die hele Israel gekies en hulle as hoofde oor die volk aangestel, owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. En hulle het voortdurend na die volk regspraak uitgeoefen. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar in al die klein sake self reggespreek. Eksodus 18 vers 19 tot 26. Toe Moses later 70 van die oudstes kies om saam met hom die verantwoordelikheid van leierskap te dra, het hy daarvoor gesorg dat die manne wat hy as helpers gekies het, waardige manne met gesonde oordeel en ondervinding was. Toe hy daardie oudstes tydens hulle amptsaanvaarding toespreek, het hy die hoedanighede beskryf wat 'n man moet besit om 'n wyse bestuurder in die gemeente te wees.
Moses het gesê: Neem julle broeders in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. Julle mag in die gereg nie partydig wees nie. Julle moet klein sowel as groot aanhoor. Julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Deuteronomium 1 vers 16 en 17. Teen die einde van sy bewind het koning Dawid 'n plegtige opdrag gegee aan diegene wat die las van die werk van God in sy tyd gedra het. Hy het al die owerstes van Israel, die stamowerstes en die owerstes van die afdelings wat die koning se diens was, en die owerstes oor 1000 en die owerstes oor 100 en die owerstes oor al die besitting en vee van die koning en van sy seuns, saam met die hofdienaars en die helde en elke dapper man in Jerusalem bymekaar laat kom. Toe die bejaarde koning hulle plegtig beveel, voor die oë van die hele Israel, die vergadering van die Here en voor die ore van onsse God, onderhou en soek al die gebooie van die Here julle God. 1 Kronieke 28 vers 1 en 8. Aan Salomo, wat geroep was om 'n verantwoordelike leier in Israel te wees, het Dawid 'n spesiale opdrag gegee. En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Kyk nou, die Here het jou verkies. Wees sterk. 1 Kronieke 28 vers 9 en 10. Dieselfde beginsels van vroomheid en geregtigheid wat die leiers sonder Gods volk in die dae van Moses en van Dawid moes lei, moes ook deur diegene gevolg word wat oor die pas gestigte kerk van God in die evangeliebedeling moes toesig hou. Toe hulle die sake van die gemeentes reël en geskikte manne inseën om as amptdraers te dien, het die apostels hulle by die hoë maatstaf van leierskap gehou wat in die geskrifte van die Ou Testament uiteengesit is. Hulle het beweer dat elkeen wat die verantwoordelikheid van leierskap in die gemeente aanvaar, as rentmeesters van God onberispelik moes wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Titus 1 vers 7 tot 9. Die orde wat in die vroeë Christelike kerk gehandhaaf is, het dit vir hulle moontlik gemaak om soos 'n goed gedissiplineerde leer wat met wapenrusting van God beklee is, soos een man voort te trek. Hoewel die groepe gelowiges oor 'n groot gebied verstrooi was hulle almal lede van een liggaam. Almal het eendragtig en in ooreenstemming met mekaar beweeg. Wanneer daar in 'n plaaslike gemeente tweedrag ontstaan het, soos later wel in Antiochië en elders gebeur het, en die gelowiges nie in staat was om onder mekaar eensstemmigheid te bereik nie, is sulke sake nie toegelaat om verdeeldheid in die gemeente te veroorsaak nie. Dit is na 'n algemene raadsitting van al die gelowiges verwys, wat bestaan het uit aangestelde afgevaardigdes uit die verskeie gemeentes, met die apostels en ouderlinge as verantwoordelike leiers. Op hierdie wyse is die pogings van die Satan om die afsonderlike gemeentes aan te val deur die eensgesinde optrede van almal die hoofgebied. En die planne van die vyand om te ontwrig en te vernietig is verydel. God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 1 Korintiërs 14 vers 33. Hy verlang dat daar deesdae net soos van ouds orde in die stelsel in die behandeling van
geestelike aangeleenthede gehandhaaf moet word. Hy verlang dat sy werk deeglik en presies voortgesit moet word, sodat hy die seël van sy goedkeuring daarop kan druk. Christen moet met Christen verenig wees, gemeente met gemeente, die menslike werktuig in samewerking met God en elke arbeidskrag onderdanig aan die Heilige Gees, en almal tesame verenig om die blye boodskap van die genade van God